Ek groet u vanuit Port Elizabeth met die vertroue dat dit baie goed gaan met jou in die nuwe jaar wat vir ons aangebreek het. My eerste boodskap vir die jaar 2025 waar ek die Here baie dankbaar sê vir die lewe wat hy my gespaar het en die gesondheid wat hy ook geniet. Met my en Joey baie goed. Ons waardeer die genade en ook die ontspanning wat ons geniet in hierdie tydperk. Nou aan elkeen wat vanmôre by ons ingeskakel is, gaan ek vanoggend 'n onderwerp deel wat baie omstrede is in hierdie lewe. En die onderwerp gaan oor genade. Die impak wat genade het op ons word so misvorm in die tyd waar ons in lewe. Sou ek jou vermaan, sou ek jou teregwys, dan praat die manne of die mens, dit is nie genade nie. Maar kom ons kyk wat sê die woord vanoggend. En die onderwerp wat ek gaan praat oor is regeer in die lewe deur genade. My tema skrif vanoggend is 1 Timoteus 1 vers 14 tot 16. 1 Timoteus 1 vers 14 tot 16. En die genade van ons Here van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Vers 15. En dis die eerste gedeelte van genade wat ek wil aanraak vanoggend. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dat Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Om sondaars te red, dis waaroor genade gaan. Maar tweedens, vers 16. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon om, tweede gedeelte, 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Nou in die Nuwe Testament lees ons van geen vloek, maar net gevolge. Genade is nie net wat jou red nie. Dit is ook wat jou bemagtig. Hier verwys ek na gesag in jou wat God gedeponeer het deur sy genade. Jy sien, 'n motorlisensie sê jy kan bestuur, maar om in totale wetteloosheid op te tree, sal jou dood veroorsaak en ander vernietig. Daar is gevolge daarvan. Ek lees in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 23. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Jy sien, alles is goed om oor 'n rooi lig te ry, maar nie nuttig vir my om oor 'n rooi lig te ry nie. Nie net het genade ons van gered nie, maar ook vir. Ek lees van ons in 2 Timoteus 1 vers 9, wat ons gered en geroep het. Let op, gered en geroep, waaroor genade gaan, met 'n heilige roeping, wat nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Nou ja, om die verskil tussen genade wat red en genade wat bemagtig te verstaan, let op die volgende. Reddende genade het jou gedra, maar jy dra bemagtigende genade. Nie net het genade jou van iets gered nie, maar ook belangrik, God het jou ook vir iets gered. Terwyl die eerste genade jou verlede verwyder het, gee die tweede genade jou die vermoë om op te tree en vorentoe te beweeg na wat God vir jou in vooruitsig het. Jy sien, die ware getuienis van genade is nie waarvoor God jou alleenlik van verlos het nie, maar ook dit waarvoor God jou verlos het.
Paulus beskryf hom in hierdie hoedanigheid as die vernaamste in die doel van genade. Vir watter doel? Om 'n voorbeeld te wees vir die wat in Jesus glo. In Handelinge 9 vers 15 lees ek vir jou, nadat Paulus tot bekering gekom het, sy doel en die doel van elke ene. Maar die Here sê vir hom, dis nou vir Ananias, waar Paulus heen moes gaan, na Reguitstraat toe, na sy bekering en ontmoeting met God. Gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Dis die doel. Wat is die doel van genade? Om sy naam uit te dra as 'n ware, uitverkore getuie vir Jesus Christus. Nou let op die ontwerp van hierdie merkwaardige uitstalling van genade. Ek lees vir jou in 1 Timoteus 1 vers 16. Sodat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. My openingsskrif, dat jy 'n voorbeeld sal wees vir die wat deur jou in Jesus Christus glo tot die ewige lewe. Nou kom ons kyk na die uitstalling van hierdie genade, hoe belangrik dit is en hoe merkwaardig dit is. Eerstens, die lankmoedigheid word deur die Here self beoefen. Dit is hy wat in die vervolging van sy kinders gewond was. Hy roep uit Saulus, toe hy Saulus ontmoet het, Saul, waarom vervolg jy my tog? Tog is dit hy wat barmhartigheid bewys, Jesus Christus. Paulus vervolg, wat genoem was Saulus. En die Here roep hom uit nadat hy hom ontmoet het, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Maar hy het nie Jesus vervolg nie. Hy het die kinders van die Here vervolg. Tweedens, die merkwaardigheid van genade. Die grootste vervolgers mag nie wanhoop aan genade nie. Die Here sal lank met jou vertoef as jy jou dalk bekeer en na hom toe draai. Derdens, die saak van Paulus, die vernaamste van sondaars, noem hy hom, behoort sondaars van elke klas en soort aan te moedig vandag, om hoop en vertroue in die Here te beoefen, as ook om die bedekking of die bedenkinge tegemoet te kom van diegene wat dink hulle het te veel gesondig om te regverdig. Die verwagting moet wees dat die Here hom oor jou sal ontferm. Maak nie saak hoe groot die sonde is nie. Vierdens, vertroue in Jesus Christus bring noodwendig die ewige lewe saam. Hy wat Jesus het, sê die skrif, het die lewe. Nou hierdie plegtige opdrag draai ook oor aan Timoteus. Ek lees vir jou in 1 Timoteus 1 vers 18. Die boodskap vertrou ek, of hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus. Ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Vers 19. En aan die geloof en goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei. Die apostel keer hier terug na die volle betekenis van genade om Timoteus daarin te lei
vers 18, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, van 1 Timoteus 1, my kind Timoteus. Dit is nodig om onsself aan hierdie verantwoordelikheid te herinner vandag. Baie belangrik. Die evangelie is ons verantwoordelikheid, my vriend. Ek lees in 2 Timoteus 1 vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Here lê al meer en meer klem op my hart vir die jaar. Lei saam met my verdrukking vir die evangelie. In Romeine 10 vers 15 lees ek vir jou, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Onmoontlik. Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. As 'n verskil, evangelie en die evangelie van die goeie. Jy sien, water is soet, maar ander vergaan van dors. Jesus het ons vrygekoop, maar ander sit in tronke. Vrede is rustig, maar ander ly pyn en smarte. Ons het nodig om die evangelie van die goeie aan die sulkes te verkondig. Die oproep van God self, deur die genade wat hy in ons toon. Wat dink jy in 'n aardse saak van bedrieglike en nalatige trustees? Jy rangskik hulle sekerlik onder die heel ergste. Hoe is mense deur die jare deur nalatige geestelike trustees verwoes? Sien, Paulus was nie alleenlik gered van nie, maar ook vir. In 1 Korintiërs 15 vers 10, maar deur die genade, hoor baie mooi, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, want hy die genade vervul. Maar ek het oorvloedig gearbei, hoor baie mooi, oorvloedig gearbei, dit is die vervulling van die genade van God, as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade wat ek dra in my, die gesag van God wat in my is. Jy sien, die volle betekenis van genade van God beteken dus, in 2 Timoteus 4 vers 2 tot 8 lees ek, verkondig die woord, die volle genade, die betekenis van genade, verkondig die woord, hou aan tydig, want vir is jy geroep, nie alleenlik gered van nie. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Ek wil hê jy moet baie mooi let, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Dis die betekenis van hierdie genade van God. Nie alleenlik om my te red nie, maar om my te red vir, weerlê, tydig en ontydig, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Vers 4, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Vers 5, maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, dis genade, doen die werk van die evangelis, dis genade, vervul jou bediening, want dis waarvoor God vir jou gered het. Vers 6,
want ek word alreeds, sê Paulus, as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Vers 7, ek het die goeie, hoor baie mooi, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder, en lê die wonder daarvan, van hierdie genade, verder is vir my weggelê, die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, let baie mooi op, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Dit bevestig net weer wat die koninkryk van God beteken. Regeer deur sy genade. Jy is nie gered alleenlik van nie, my vriend, maar ook vir. Ek lees vir ons in Titus 2 vers 1 tot 15, of vers 11 tot 15, want die reddende genade van God, en ek wil jy moet baie mooi luister, reddende genade het aan alle mense verskyn, dit verskyn, en ek wil jy moet let daarop, lisensie gee vir jou die reg om te bestuur, dit verskyn, die reg is daartoe maar roekeloos op te tree, om nie daaraan ag te slaan nie, beteken reddende genade vir jou niks. Vers 2, 12, en leer ons die goddeloosheid en wêreldsbegeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Met ander woorde, hierdie reddende genade leer my ook wat lerende genade beteken, om in hierdie goddelose wêreld regverdig en vroom te lewe. Vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God, ons verlosser, Jesus Christus. Hy is die groote God en niemand anders dan nie. Vers 14, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos, nommer 1, van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk, nommer 2, as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Vers 15, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand, hoor baie mooi, laat niemand jou verag nie. Ek wil afsluit vanmôre deur te leer van hierdie reddende genade, word ons bemagtig met gesag om hierdie teenswoordige wêreld met sy goddeloosheid en wêreldsbegeerlikhede oor te kan heers. Jy is gered en geroep, sê die skrif, met 'n heilige roeping, om te vervul die volle genade van God, deur 'n voorbeeld te wees vir die wat deur jou tot redding kom, en die aangename jaar van die Here aan te kondig, deur te ontwaak, my vriend, in jou hoë roeping, wat ons van God ontvang het, en wat Paulus noem, 'n goeie stryd is. In hierdie goeie stryd het Paulus sy hoof verloor, maar hy praat van 'n goeie stryd. En as ek praat van 'n goeie stryd, verwys ek ook terug na die Ou Testament, na Jesaja. Jesaja het nie geskroom om te profeteer van hierdie een, hierdie Messias wat sou kom, om vir ons redding genade te bewerkstellig, om die vloek weg te vat. Maar daar is 'n verantwoordelikheid op ons. Hy, Jesaja, was onderste bo opgehang en met 'n saag middeldeur van onder na bo, of van bo na onder, na die kop toe, deurgesaag.
Dis 'n goeie stryd, want hy het vir ons weggebere die kroon van belofte oor hierdie genade van hom. Kom ons vat dit na die strate toe vandag, soos wat Jesus en Paulus gedoen het. My boodskap en inleiding vir die nuwe jaar, laas Sondag, dit is wat God vir die jaar vir ons aangekondig het. 'n Goeie jaar, om dit te kan verkondig aan hulle wat God nodig het. Hierdie bediening vanoggend gegaan oor jou en my vriend wat die Here aangeneem het. Kom ons ontwaak uit die slaap en vat die evangelie na die strate toe. Jesus het straat op straat af, Paulus hulle die apostels het beweeg en nie ouens kerk toe gevat nie, maar in die strate na die Here toe gelei en hulle saam verbind in selle om God te dien in gees en waarheid. Mag hierdie woord u aanmoedig en aanspoor en die ware konteks van genade 'n begrip daarvoor sal hê, dat dit nie alleenlik redding vir my gebring het nie, maar ook vir my verantwoordelikheid opgeplaas het vir dit wat hy noem die aangename jaar van die Here. God seën vir u ryklik en geniet die jaar wat voorlê.